is the air I breathe. It is for you to come back This is the air I breathe. to your fortress. Your holy presence. You long for this opportunity. This is your day to make that change. This is my daily bread. You just have to raise your hands, open your heart, This is my daily bread. allow Him to step into your life. Your Allow Him to step into your circumstances. spoken. Sê Here, ek is moeg in die lewe. Wat ek tot nou toe geleef het. Sê Here, help my. Neem beheer oor my lewe. I'm desperate for you. I am desperate for you. Take my life. Take control of my life. I'm lost without you. Have your way with me. Have your way with me. Come on, church. And Give yourself away. I'm desperate for Gee jouself aan die Here oor vanoggend. Sê Here, neem my tog, my swakheid en die sterkheid. Have your way, Lord. I'm lost without Jesus. you. Here, ek is verlore sonder U. Kom neem my nou aan. I'm lost without My swakheid en die sterkheid. My sondige lewe en die heiligheid. I'm lost without you. Kom, neem besit van my lewe. I'm desperate for you. Kushatarabasanda. I'm desperate for you. Have your way, have your way. Here, neem besit I'm desperate for you. van elke seun en dogter, man en vrou, I'm broer, desperate suster, for you. elke verlore hart, elke verlore siel, elke verlore lewe. Only you can do it, Lord. We desperate for you. We are I'm desperate for you. desperate for you. We are lost for you, Lord. Give me you. Thank you, Jesus. Anything else can wait. Thank you, Jesus. Give me you. Oh God. I hope I'm not too late. Oh Jesus. Give me Here, you. vat beheer. Neem nou beheer, Gees Anything else van can God. wait. Elke persoon in hierdie plek, I Harte. hope I'm not too gebroke harte, late. gebroke omstandighede. Give me you. Here, neem U besit nou. Anything else can wait. The spirit of confusing. Give me you. In the name of Jesus. I hope I'm Here, help not so 'n persoon wat confused is. Help so 'n persoon wat in die dwaling is. Help so 'n persoon wat nie seker is nie. Wat nie weet om die regte ding nou te doen nie.
wat voor 'n besluit vanmôre staan. In die naam van Jesus. Ek roep so 'n persoon in die gees. Lord, give me you. Lord, give me you. Lord, give me you. Oh, Here, hier is redding vanmôre. Salwing. Dankie vir die heerlikheid van die Here. Dankie vir die vuurkrag van die Heilige Gees. Ons erken dat U God Nobody is. like you, Lord. Ons erken dat U die ewige troon het. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Jesus, Jesus. There's nobody like you, Lord. There's nobody like you, Lord. Hier is 'n salwing. Skakeling. Die krag van die Here is op die plek. You are an awesome God. 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 You are a healer, Lord. 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 Jesus. You are a healer. You are a healer, Lord. You are a healer, Lord. There's nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. There's nobody like you, Jesus. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Jesus. There's nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Yes, Lord. You are the healer. You are a healer. You are the awesome Jesus. Hallelujah. You are our Savior, Jesus. We worship you, Jesus. You're so awesome, Jesus. There's nobody like you, Lord. No one can compare with you, Jesus. Nobody like you, Lord. Hallelujah. We bless you, Jesus. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, Hallelujah. longing just to bring something that's of worth Jesus. that will bless your name.
Kom ons verheerlik die Here vanmôre. Kom ons gee eer I'll vanoggend bring aan die you Here. more than a song. Net daar waar u staan, jongman, For a jongdogter. song in itself Jou is uur het not what aangebreek. you have required. Open jou mond vanoggend. En erken You vanoggend die search grootheid van die much Here. deeper within. Erken die Through heerlikheid the van way God. things Jy appear, het vanmôre 'n kans looking Prys into God se my naam. heart. om hom te herken. Jesus. I'm coming back to Vader, daar's niemand soos u vanmôre. Niemand Here wat saam met u vergelyk kan word. O die hemele Here, It's all en net soos about vanmôre hier op aarde. Jesus. Vader, ons weet u vanmôre hoe die mense hier ingekom het. Things I Maar wat het weer weet vanoggend, Here, when it's all as dat u about alomwetend is. Wat ek al weet, Here, as dat u teenwoordig is. Waarom staan ek my vanmôre nie to the voor die naam en die saak van u? worship. Ek roem in die heerlikheid van u vanoggend. Van my vertroue
Hallelujah. Jesus. Thank you for your grace, your mercy. Julle mag sit vir 'n wyl. Thank you, Lord. Prys die naam van die Here. Dankie, Here. Groete aan die Heilige Gees in ons midde. Paaste, juffrou. Julle is wonderbaarlik begroet. Dankie vir die voorreg wat ek volgens het. Is nie 'n reg nie, die baris. Dis 'n voorreg volgens. Dankie Kerkraad dat julle my vertrou om die woord van die Here aan die volk voor te hou vanoggend. Prys die naam van die Here. Worship team, magtige groete aan julle. Is altyd lekker om julle te hoor in die agtergrond. Prys die naam van die Here. Manne van die Here, ouderlinge, evangeliste, diakens met julle vroue. Ons moeder luister, ons evangelis Maggie Petersen. Ons ma Meg, ons juffrou met alle groete en sterkte. Nou, jammer, die Bloemtuin, spesiale groete aan julle. Jammer, die baris, kan ek nou volgend van julle vergiet. Prys die naam van die Here. Maar wonderlike groete aan julle. Prys die naam van die Here. Julle is nie per toeval vanmôre hier nie, maar julle is vir 'n rede in die huis van die Here. Ek sê julle is vir 'n rede in God se teenwoordigheid. Prys die naam van die Here. Hy kon iemand anders gekies het vanoggend, maar hy het gedink aan julle vanmôre. Prys die naam van die Here. Groete aan almal wat my stem kan hoor. Prys die naam van die Here. Die worship team het nou net gesing. Dit gaan alles oor die Here. Prys die naam van die Here. Nou die Bybel praat in die boeke van Openbaring, dan sê hy, evangelis de Bruin, niemand broeren was daar so waardig gevind op die aarde, bo in die hemel, was daar niemand te vind nie. Prys die naam van die Here. En daar was 'n geween gewees. Prys God se naam. Maar toe sê die ouderlinge, daar's 'n leeu in die stad van Juda, die nakomeling van Dawid. Prys God se naam, wat die mag gehad het om die boek en die seële te breek en dit te open. Prys God se naam. U moet verstaan vanoggend hoekom u in die huis van die Here is, want daar was iemand. Ek sê daar was iemand wat gesterf het. Iemand hoor my nie, daar was iemand wat vir ek en u gesterf het en ons vrygekoop het van hierdie wêreld. Jy het vanoggend 'n rede om in die huis van die Here te wees. Dit gaan vanoggend nie oor my nie, maar dit gaan oor die Here. Prys God se soete naam. Ek sê dit gaan oor die Here, man. Ek is net 'n instrument. Ek is soos gras. Prys die naam van die Here wat nou opkom. As die son my raak, dan verbrand ek. Dis hoekom ek weet, pastor, wanneer ek die altaar betree, as ek besig om besigheid te doen met die Heilige Gees, ek is nie bang vir enige skolie nie. Ek is nie bang vir die mens nie. Prys die naam van die Here. Maar wanneer ek God se altaar betree, kom maar 'n vrees binne my. As daar iemand wat die Here vrees vanmôre, ek sê daar's 'n vrees binne my, want ek is besig met die Heilige Gees. Dis hoekom ek dit nie 'n reg ag maar. Dit is 'n voorreg vanmôre vir my om die woord aan julle te bedien. Prys die naam van die Here. Goddelike voorreg. Dit gaan nie oor my nie. Hulle sê dit is hy wat ons losgekoop het, maar
deur sy bloed het daar vir ek in U redding gekom. Hy sê ek is vanoggend wat ek sê ek is. Ek is die deur, ek is die opstanding, ek is die lewe, ek is die brood van die lewe, ek is die weg, ek is die waarheid. Ek is vanoggend wat ek sê ek is. Halleluja. En dis hoekom ek bang is, die baris. Dis hoekom ek bang is. En nou, ons broeder Wayne het geraak aan my woord, prys die naam van die Here. Maar ek wil vir u sê, jongman, mag die vuur van die Here nog sterker word in u. Mag hy jou neem van krag tot krag. Prys die naam van die Here. Die koninkryk het mense nodig soos u. Halleluja, gee hom 'n prys, die baris. Gee ons seën 'n prys. Halleluja. Ons tema sê keer terug na jou vesting toe. Seuns van Sion. Hy praat nie alleen met die seuns nie, maar hy praat ook vanoggend van die dogters. Ek ken nie vanoggend julle se stryd nie. Ek ken nie vanoggend julle toestand nie. Ek weet nie wat julle vanoggend deurmaak of nog gisteraan deurgemaak het nie. Maar wat ek wel weet is dat die Here 'n werklikheid is. Ek sê wat ek wel weet, suster mams, as dat God 'n werklikheid is. Nou, my opskrif of my titel van hierdie boodskap vir oggend, prys God se naam, sê die grootheid van ek en u se sukses word bepaal deur hoe ek en u ons teleurstellinge hanteer op die pad. Jong mense, dit is hoe ek en u die probleem wat ons face, die omstandighede waar ons in bevind, op die pad hanteer. Prys God se naam. Dit is my titel van my boodskap vir oggend. Prys die naam van die Here. Ek gaan gou lees. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel, en nie baie daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos, deur om losbandig te lewe. Tot sover, prys die naam van die Here. Nou, ek het al hierdie woord gebedien op 'n vorige keer by 'n openlig. Prys God se naam. En terwyl ek daar by die huis is en pastor my bel en vir my verduidelik wat die tema is, prys die naam van die Here, sê ek gaan die woord nog 'n kans gee. Ek gaan die woord nog 'n kans gee. Prys God se naam. Nou, die probleem wat ons het, of wat ons mens sit, of kom ek stel dit so, jou toestand, of jou kondisie, waarin jy jou bevind, bepaal nie wie jy is nie. Maar ek kan u se keuse, as dit waar jy, nie jou toestand of jou kondisie nie, of wat jy deurmaak nie, prys die naam van die Here, bepaal wie en wat en waar ek en u op gaan eindig, maar ons se keuses.
En dis hoekom toe die Here daar hang, pastor, sê hy, Vader, vergewe hulle, van hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is jou keuse wat maak dat jy opeindig waar jy opeindig. Dit is jou keuse wat maak dat jy jou bevind by 'n plek waar jy nie moet wees nie. Dit is ek en u se keuse wat maak dat ons die vyand toegang gee om ons ondergang jou ondergang. Ek en u se keuse. Prys die naam van die Here. Die Here het ons gekies en geskape vir groter dinge. Vir baie groter dinge, prys die naam van die Here. En ek wil nie oor my praat, die prys die naam van die Here. Van dit gaan nie oor my nie, maar laat ek net hierdie gedeelte saam met julle deel. Terwyl my seun 9 jaar oud is, prys God se naam, kom hy na my toe. Daar wat ek vir my bevind in die smokkelhuis in, pastor, en hy kom, bryf, 9 jaar oud, en ek sit so tussen die manne en hy kom, en hy sê vir my iets wat ek nie wil hoor nie. Nie van 'n kind af nie. Ek is jou pa, prys God se naam. Nie van 'n kind af nie. Hy's 9 jaar oud, evangelis, en hy sê, pa, jy moet klaar kry met die ding. Hy sê, ek kry klaar met die ding. Ek kom om vir iemand te sê, iets binne jou moet sterwe. Hey, iets moet in jou sterwe, sodat jy kan verstaan wanneer die Here met jou praat. Jy moet verstaan wanneer God met jou praat, van hy werk deur wie hy wil. En terwyl hy vir my sê, kom maar 'n groot skaamte oor my, because as die manne, ek sit tussen die manne, ek is mos die ou man, prys in God se naam, ek is die ou, ja. En ek vat hom en ek sê, kom broer, kom uit die so. Waar kom sy aan die goedes wat sy hiermee praat? As wie jou ma, as wie jou nanny hulle, as wie jou ankel Jet hulle, wat vir jou die goedes sê, prys die naam van die Here. En terwyl ek nou gister praat, saam met die evangelis en saam met broer Gus, kom die gedagte by my, as amper asof hy vir my sê, pastor, kry klaar van die Here het jou nodig. As daar iemand wat die Here prys wil gee, ek sê, so klein soos hy is, neem my posisie in, van 'n wyse man, prys die naam van die Here, en hy nader sy Vader, en hy spreek lewe. Hy spreek lewe binne my. Op daai oomblik het ek dit nie verstaan nie, evangelis. Ek het dit nie verstaan nie. Waarmee is die Here by mekaar nie? Wat is die Here se doel nie? Prys God se naam. En toe sê ek hier in hierdie huis inkom, toe begin alles vir my oopmaak. Toe begin alles vir my oopmaak. Prys God se naam. Daar's hoop by die Here, die bares. Ek sê daar's hoop by die Here. Nou die seun, prys die naam van die Here. Hy is die jongste. Here weet dit. Hy is die jongste. Maar iewers moes hy iets sien, juffrou, of iets gehoor het. Prys God se naam. Van as ek lees en ek bepeins die gedagte, was sy pa 'n man van orde. En dissipline. En daar was reëls. Prys God se naam. Nou iewers moet hierdie jong seun iets gesien het of iets gehoor het
wat vir hom 'n najaag gegee het na hierdie plesier van hierdie wêreld. Nou plesier het die vermoë, Here, ek weet nie, om 'n mens te verander. Jou ma het jou nie so groot gemaak nie. Jou pa, daar's my seun, ek staan nog elke dag met die Bybel voor hom. Prys God se naam. Baie streng, nee, ek bedoel nou nie 'n Bybel, ek noem dit maar net was. Die was nie 'n Bybel nie. Here het my verlos. Prys God se naam. Sy pa het hom goed groot gemaak. Maar hy kry die gesindheid, of hy neem hierdie gesindheid in, om te vir hom, vir sy pa te sê, gee my deel. Sien nie, onmiddellik tree die minagting in. Hy sê vir sy pa, gee my deel man, wat my toekom. Here, sy pa is nog eens dood, hy sê, wat my toekom. Wie het vir hom gesê, dit is sy deel? Iewers het die seun iets gehoor. Hy het iewers iets gesien. Ek wil vir 'n jong mens vanoggend sê, jou vriende, as jy jou vriende nie. Ek gaan dit nou sê, hoekom ek so sê. Nadat hy nou die goedes vat en hy gaan uit juffrou en hy gaan maak en doen net soos hy wil, en 'n losbandige lewe, en hy remoer en hy gaan aan. Prys God se naam, en hy hou nie rekenskap met die deel van sy vader nie. En hy hou nie rekenskap met die God van die leeskade nie. Hy gaan en hy maak en doen net soos hy wil. En as hy lankie man, hier die geld gaan so gauw die baris. Geld het jy nou in jou hande in. As jy oor toemaak, as het weg. Het gaan nie lankie. Toe sit hy daar. Toe is daar niemand van sy vriende wat vir hom iets goeds te sê het. Niemand van sy vriende wat hom kon help of wat hom aan die hand kan vat nie. Niemand van sy vriende wat vir hom kan sê, daar is iemand met die naam Jesus nie. Niemand van sy vriende wat sê, ek ken iemand wat verlos en wat red nie. Daar is niemand wat kan sê, maar ek ken iemand wat genees en wat jou omstandigheid kan verander. Vriende. En hy sit en hy kyk rondom hom en hy sien, dat is niemand nie. Ek weet nie wie het hom al in so 'n toestand bevind, waar hy daar by die plek kom, en rondom hom kyk, en sien, maar hier is niemand, vanoggend rondom my nie. Gisteraan het het nog goed gegaan, maar vanmorgen is hier niemand. My geld is op. Ek het hier heen kom nie, prys die naam van die Here. Ek het nie eens 'n dak oor my kopie. Ek het nie eens 'n kussing om my kop op neer te lê nie. En hy besluit toe om te gaan werk. Prys die naam van die Here, en die werk wat hulle hom aanbied, is om varke op te pas. En ek verstaan dat hy 'n Jood was, prys die naam van die Here, en volgens die wet van Moses was dit onrein om met varke omgang te hê. Of om aan 'n vark te raak, prys, dat is volgens die wet van Moses, die baris. Was dit onrein gewees. En die Bybel sê, hierdie man bevind hom, hierdie jong man, hy bevind hom daar so. En die skrif sê, dat nie eens die varkpele
Hoor hoe onrein is die jong man. Wie wil varkos eet? Nie eens die pele kon sy honger les nie. En terwyl hy hom bevind in die toestand in, Here, ek prys U, maak hy 'n keuse. Hy sê, ek sal opstaan en ek sal terugkeer na die huis van my vader. Van my vader het hierlinge, prys die naam van God, wat nie nou eens dit deurmaak nie. En hier sit ek, niemand rondom my nie, maar ek maak vandag maak ek hierdie keuse. Hy het dalk gedink toe hy daar sit en homself bevraagteken, die Here het al opgegee, pastor. Hy het hom dalk bedink dat daar is nie meer 'n weg nie. Hy het dalk met die gedagte gesit dat hy sal sterwe. Because die honger wat binne in hom was, kon die varkpele nie eens les nie. So daar was iets binne in hierdie jong man wat die Here nodig het. En hy besluit daar, ek gaan opstaan. Wat kom, wat wil. Maar ek sien nie meer kans om varke op te pas nie. Ek sien nie meer kans om vuil te wees nie. Ek sien nie meer kans vir hierdie lewe nie, man. Genoeg as genoeg. Hy kom tot beseffing dierbaar is oor sy fout wat hy begaan het. En jou omstandighede het 'n manier om jou te druk, pastor. Ek weet net nie hoe kry die omstandighede dit reg om ons mense so te druk dat hulle wil opgee. Maar hierdie jong seun sê vir hom, nooit. Hulle is aan hierlinge, man. En ek is 'n seun van my vader. Hoe is dit dat ek so moet swaar kry? Hoe is dit dat dit so moeilik moet gaan met my? Hoe is dit dat ek nog altyd in hierdie omstandighede sit wat ek vanmôre sit? Hoe is dit dat niks vir my uitwerk nie? Ek gaan opstaan en terugkeer na die huis van my vader. Ek kom om vir 'n jong man, 'n jong dogter te sê, staan op, staan vanmôre op, keer terug na die huis van jou vader. Ek sê die Here het iemand nodig, soos ek en u. Jesus, keer vanmôre terug. Weet jy, die Here is so goed vir hom. Terwyl hy hierdie besluit neem, kom die genade van God oor hom. En hy stap uit daardie varkhoek uit, net soos hy is. Vuil. Here, ons kry mense wat bang is oor sy toestand waar hy in verkeer. Ons kry mense wat bekommer is oor wat my suster en my broer gaan sê, wanneer ek gaan opstaan, van dit gaan weer 'n storie wees. Maar ek het gekom om vir iemand te sê, by God is dit nie 'n storie nie. Die Here wil jou red, man, net soos jy is. Dis hoekom ek en u, ons kies die Here nie.
Die Here kies ons. Al wat ek en u moet maak, ons moet net ons harte oopmaak. Maak net jou hart oop vir die Here. Te lank sit jy in die varkhok en waar jy jou bevind. Te lank sit jy in die omstandighede waar jy nie uit kan kom nie. Te lank sit jy. Ek kom vanoggend om vir jou te sê, staan op en keer terug. Die Bybel sê, terwyl hierdie man stap, en hy vra seker ook by homself, Here, ek wonder, wat gaan my pa se optrede wees, pastor? Maar die rede hoekom sy pa vir hom hierdie goed gegee het, omdat sy pa in sy pa se hart geweet het, dat die goed wat ek vir jou gee, gaan nie vir lank hou nie. Sy pa het presies geweet, omdat hy 'n man is van orde en dissipline. Het hy geweet, die keuse wat jy nou maak, my seun, is 'n fout. Maar ek gaan nie vir jou sê nie, jy moet gaan. Maar in sy hart is hy diep bekommerd. Because hy weet hoe die wêreld 'n mens hanteer in die buitekant. Hy het presies geweet. En toe hierdie seun kom, prys die naam van die Here, staan sy pa in afwagting van hy het 'n besluit gemaak. Die skrif sê die verde uit, sien hy sy seun. En hy wat die pa is, begin te hardloop. Prys God se naam, om sy seun te gaan ontmoet. Prys die naam van die Here. En toe sy toe by sy seun kom, omhels hy sy seun. En hy gee hom 'n drukkie. En sy seun kom tot erkenning en hy sê, pa, ek het in jou en teen die God van die hemele gesondig. Maar sy pa sê, my seun, jy was dood, maar jy het teruggekeer. Die blydskap van sy pa was die feit dat hy nog lewe. Omdat sy pa geweet het in wie sy pa se vertroue is. Prys God se naam. En hy sê vir sy huurlinge, gaan kry vir hom die beste kleed. Kry vir hom 'n skoon kleed. En kry vir hom 'n nuwe ring. En die betekenis van hierdie ring is om 'n nuwe verbond te sluit. Sy pa wil 'n nuwe verbond met sy seun sluit. Ek weet nie met wie ek vanoggend praat nie. Maar die Here wil vanmôre met iemand 'n verbond sluit. Die Here wil saam met jou 'n verbond sluit. Hy wil jou 'n skoon kleed gee vanoggend. Ek weet dalk nie hoe jy hier ingekom het. Maar God wil jou 'n skoon kleed vanmôre aantrek, jong man. Jong dogter. Dalk bevind jy jou vanoggend op die ashoop. Of in die varkhok. Maar die Here is vanmôre hier. Om saam met jou 'n verbond te sluit. Daar's niks vanmôre wat die Here nie kan doen nie, man. Niks is vir die God van die leeskade onmoontlik nie. Hoe lank sit jy nou nog in dieselfde omstandigheid? En niemand het nog vir jou gesê of vertel van die grootheid en die goedheid van die Here nie. Jy sit en wag vir beter dae. Maar kom ek sê vir jou, dit was jou keuse gewees om 'n besluit te maak wat gekos het dat jy sit waar jy vandag sit. Dit was jou keuse en jou besluite wat gemaak het
dat jy jou bevind op daardie plek. Maar die Here is vanmôre hier. Ek is klaar met my woord. Die Here is vanoggend hier om 'n radikale verandering te maak. In jou lewe, jong man, jong dogter. 'n radikale verandering. En die môre toes die ding sterwe binne in my. Toe weet ek, my lewe is nooit weer dieselfde nie. Van ek het iets prys gegee. Ek het iets geoffer. Prys God se naam. Jy's vanmôre dalk bang om iets te offer. Om iets prys te gee. Oor wat mense gaan sê. Maar kom ek sê u, jy gaan lank sit. Jy gaan lank wag. Die Here is vanoggend hier en hy klop aan jou deur. Hy klop aan jou deur vanmôre. Jong man, jong dogter. Al wat jy vanoggend moet maak, staan op uit jou omstandighede uit. Keer terug na jou Vader. Bybel sê, herken hom in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae aanbreek. Moenie wag vir ongelukkige dae nie. Here, ek prys U. Moenie wag vir die ongelukkige dae nie. Jy het vanmôre die geleentheid om reg te maak. Jy het vanmôre die geleentheid om terug te keer. Jy het vanoggend die geleentheid om op te staan. Prys God se naam. As daar iemand vanoggend, ek is klaar die baris. As daar vanmôre iemand, moenie vanoggend rondkyk nie. Moenie vanoggend kyk of die persoon is wat jy dink het altyd iets te sê van jou vanmôre hier is nie. Maak die besluit vanoggend. Dis dalk jou laaste kans. Maak die keuse vanoggend. En daarmee staan ek terug. Prys God se naam. Prys sy naam. Kom ons gee vir broer Franklin 'n prys, dierbares. Halleluja. Waarom wil jy Kom ons staan net so dierbares. Kom ons staan vir 'n oomblik. pad stap sonder hom? Kom ons luister na hierdie woorde van hierdie lied. Waarom wil jy Hy praat met elkeen van ons. jou rug gedraai op hom? Dis dalk jou geleentheid en my geleentheid. Wat sal jy nou maak Vir U om 'n verandering as te jou maak. lewensraad so breek? Wat Hy sal praat met my en U. jouself nou U word nie veroordeel nie. Maar hy roep tot U. luister nou Hy roep tot my en hy roep tot elke Alles een. hoop in jou verdriet. En hy sê kom terug. Hy staan en hy Dit maak nie saak wat en wie jou toestand is nie. aan jou hart. Ek en U het 'n geleentheid. Vol liefde en genade. Hy kan jou ja. Roep hy na jou. Dis nodig. Kom terug. Kom terug. Kom terug na Kom terug. die Na jou veilige vesting toe. Waarom wil jy Wat iemand saam met my suster, sy's die eerste die pad persoon. stap sonder hom? Waarom wil jy alleen hierdie weg bewandel? Waarom het jy Waarom wil jy jou rug draai op hom? jou rug gedraai op hom? Waarom? Waarom? Waarom
Oh Jesus. As jou lewensdraad sou breek, Is daar nog iemand? waar sal Maak jy hierdie besluit met Jesus. jouself nou bevind? Maak hierdie besluit met hom. Luister nou my vriend, Die uitkoms is vanoggend daar hier. is hoop in jou Daar's hoop verdriet. vir iemand soos u. Hy staan U het net nodig en hy klop om vanmôre hierdie geleentheid aan te gryp. aan jou hart se Die Here is hier. Hy is hier met sy Heilige liefde Gees. en genade. Hy is hier om jou lewe te verander. Hy na jou, Hy roep, kom terug. kom terug, Kom terug. kom terug na die Here. Oh, kom terug. Halleluja. Kom terug Kom na Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Iemand bid saam met ons broer. Bid saam met ons broer. Amen. Thank you, Jesus. Oh, God. Is daar nog iemand wat vanmôre Jesus 'n kans wil gee? Kom terug na die Here. Oh, Jesus. Luister nou my vriend, Oh, Jesus. daar is hoop in jou verdriet. Jesus. Hy staan en hy klop Jesus. aan jou hart se deur. Oh, Vol liefde en genade, Jesus. roep hy na jou. Kom terug. Kom terug, Kom terug. kom terug na die Here. Terwyl ons ingestel is, dierbaar is. Luister nou my vriend, Elke oog is gesluit. daar is hoop in jou verdriet. Hy staan en hy klop Wil ek u tog vra om ingestel te wees, aan jou hart se deur. om vanmôre die dogters van Sion te roep, Liefde en genade, die seuns van Sion te roep. hy na jou. Uit die put van bodemlose plekke. Kom ons roep hulle vanmôre uit die kloue van die vyand.